Ons is in ons inwording reeks en hierdie is 'n reeks waar ek en jy bietjie gaan ontdek dat ons besig is om 'n pad te stap van ontwikkeling. Nou, ek weet nie of jy al van die storie gehoor het van 1945 wat plaasgevind in die Tweede Wêreldoorlog. En wat plaasgevind het is natuurlik die oorlog het tot 'n einde gekom deur die feit dat Nazi-Duitsland oorgegee het. Maar wat interessant is dat 'n klomp ouens wat nou nog deel van hierdie beweging was, het aanhou beklei. Party ouens het weggekruip, ander ouens het aanhou fight, want hulle het nooit besef die oorlog is verby nie. Hulle het nooit die nuus gekry nie geweet, hoor hierso, wag 'n bietjie, die oorwinning het reeds plaasgevind nie. En as die oorwinning reeds in ons lewe feit word, dan beteken dit ons het 'n ander houding ewe skielik, nê. En ek dink baie keer vir ons as gelowiges, as ek en jy nou sê ons glo in Jesus Christus, leef ons nog steeds asof ons een of ander oorlog veg. En ek dink nie dit is wat die evangelie ons leer nie. Inteendeel, in Johannes skryf Johannes oor Jesus se uitspraak aan die kruis. En die woord wat hy gebruik is tetelestai. Dit is volbring. En dit beteken dat ek en jy by 'n plek moet kom om te besef, wag 'n bietjie, hier is 'n voltooide oorwinning wat plaasgevind het. En dan beteken dit, dis waar ons begin. Ons begin by hierdie punt van dit is volbring. En dit beteken vir my en jou dat die kruis was nie 'n byna oorwinning nie. En die opstanding was nie 'n simboliese oomblik nie. Hierdie het vir my en jou tot betekenis dat die koning oorwin het, dat die mag van sonde gebreek het en dat nuwe skepping begin het. So wanneer ons hierdie uitspraak verstaan, dan leef ons nie op 'n reis wat begin met 'n nederlaag nie. Ons begin 'n reis waar alles volbring is, en dit beteken dat wanneer ons daarna kyk, dan sal ons soms sê, maar dit lyk nie altyd so nie. Want dit lyk baie keer vir ons dat mag wen en selfsug wen en geweld wen. Dis amper daai gedagte, dis 'n wolfwêreld. Hulle het ons al gehoor. Hoe ouens sê that to survive in this world, you need to be a little bit more wolf. Maar dit is maar interessant, né, is dat Lukas skryf vir ons oor waar Jesus met sy disippels praat, en op hierdie stadium waar hy natuurlik hierdie skryf, het die disippels vermeerder. Het was nog steeds die 12, maar daar het ander ouens Jesus ook begin volg. En nou skryf hy hierdie, hy sê, gaan nou. Hy praat met hierdie ouens wat hom begin volg het en op 'n plek gekom het waar hy hulle uitstuur, nê. Hy het hulle 2-2 uitgestuur en hy sê, gaan nou, ek stuur julle soos lammers tussen wolwe in. Nou kan jy net gou-gou die gesprek sien wat hier sal plaasvind. Plaas jouself net in daai oomblik. Ek dink die reaksie, en ek dink dalk Petrus binne in hierdie spasie sou eers, Jesus, jy het seker bedoel wolwe tussen lammers. Jy kan ons nie verwag dat ons soos lammers moet tussen wolwe ingaan nie. Jy weet seker wolwe eet skape. Ek weet nie of julle dit al gesien het nie, maar hoeveel boere doen sodat hulle skape net beskerm kan wees? Nee, nou kom Jesus, nou sê hy, nee, hoor hierso, wag 'n bietjie, nee man. Ek stuur julle soos lammers tussen wolwe in, maar Jesus, wag, skape is nie sterk nie. Ek bedoel, skape is nie eers vinnig nie. Ek bedoel, skape is nie gevaarlik nie. Blah. Daar is daai oomblik waar ek en jy besef, wag 'n bietjie, Jesus, jy is seker nie ernstig nie, skape tussen wolwe. Maar sien, daar's iets wat ek en jy ontdek wanneer ons besef
dat wag 'n bietjie, as ons in Openbaring kyk, dan sien ons die lam sit op die troon. Nie mag en geweld, een of ander generaal nie, maar ons sien hierdie lam wat gedoen het, wat oorwin het. Hy het die mag oorwin, hy het die sterkte van die dag oorwin. Hy het dit wat gedomineer het, gewen deur wat hy geword het. En dit is wat Johannes vir ons sien, 'n lam wat geslag is. Hierdie lam regeer. Jy sien nie 'n wolf op die troon nie. Jy sien die lam op die troon. En daarom wanneer ons na Korinte gaan kyk, hierdie kerk wat Paulus begin het, dan sien ons hoe besorg is Paulus oor wat gebeur het in die kerk. En heidaglik besig is om te ontwikkel. Nou baie mense sou na die kerk gekyk het in daai tyd en gesê het, "Jesus, maar wag 'n bietjie man, hierdie ouens het dit. Luister, hulle het geestelike gawes, hulle het kragtige aanbidding, hulle het 'n sterk bediening, daar's leierskap." Kom ek help jou gou, nou skryf Paulus in hulle brief, so jy moet nou verstaan, hulle sit soos ons, nee, vanoggend, en nou is daar iemand, en hy is die leier van die kerk, wat nou hierdie brief lees. Dink ons sien nie altyd die storie nie. Sien nie altyd hoe hierdie plaas gevind het nie, want ons het hoofstukke en teksgedeeltes. Hy begin hierdie brief lees oor Paulus wat regtig besonderse woorde het vir die gemeente, maar dan kom hy in 1 Korintiërs 3 vers 1 en dan sê hy, en ek broers en susters kon nie met julle praat soos met mense wat deur die Gees gelei word nie, maar soos mense wat nog wêrelds is, soos met kindertjies in Christus. So jy kan nogal dink, is 'n skok. Ag, sê jy vir ons is onvolwasse. Net daai reaksie. Sê vir jou, hulle is dit maar hoe tieners werkie? Nee, is daai oomblik. Okay, en hierdie oomblik besef hulle, luister gou, wag 'n bietjie, al is ons in Christus, het Christus nog nie vorming geneem in ons nie. En ek dink baie keer besef ons nie hoe die wêreld ons vorm en hoe ons nog steeds met jaloesie en met twis en met verdeeldheid leef nie. En hierdie gemeente wat gedink het, man, kyk wat doen God in ons midde, was eintlik op die verkeerde weg. En hulle het besef, Paulus so ingestel op wat God wil doen en deur ons wil doen, skryf van hulle, lees sy lewe oop, bring hulle die plek om te kan ontdek. En is interessant, Paulus kon natuurlik aggeslaan het op die feit dat hy apostel is, en soos wat ons gelees het in Filemon laasweek, waar hy vir Filemon skryf en sê, luister, ek kan eintlik staat maak op die feit dat dit wat ons van deel is, dat ek eintlik vir jou kan sê, maar hier maak ek 'n beroep eintlik op jou, dat jy self by daai besluit kan uitkom, deur liefde maak ek hierdie beroep op jou. En is eintlik wat Paulus ons na toe vat, hy sê in 1 Korintiërs 12:31 sê hy, maar ek wys julle 'n pad wat nog uitnemender is. Kom ek stap saam met julle, kom ek help jou om by daai plek, jy het hier begin, dis waar jy begin het, maar hier is 'n oomblik wat ek besef, wag 'n bietjie, hier het 'n klomp goed skeef geloop, en dit het nodig dat ons saam stap. Wat ek vir jou kom wys, nie net wie jy is nie, maar wie die koning is. En nie net wie die koning is nie, en wie jy is nie, maar hoe hierdie lewe wat God vir ons gegee het, nou lyk. Hoe ons op die einde van die dag reageer ten opsigte van die wolwe wat in hierdie wêreld is. Want hulle dink nog dat die wolwe regeer, maar ons weet dat hierdie koninkryk, this place is not wolf country anymore, but sheep country. Ons weet dat hierdie 'n ander verwysing inneem, en daarom gaan ons op reis. Ons gaan op reis van inwording. Ons word dit wat God ons bestem het om te wees, die beeld van wie hy is. En daarom is dit so belangrik wanneer ons op hierdie weg gaan, op hierdie pad loop,
dat daar 3 besonderse waarhede is waar ek en jy ons oog moet ophou. Want dit is eintlik die vaste verwysing, as ek en jy dit verstaan, waantoe is ons op pad, het ons nodig om hierdie 3 goed in oog te hou. 3 waarhede. En die eerste ene is die waarheid van die lam. Die waarheid dat ek en jy moet besef dat hy reeds oorwin het. Nie deur sterkte nie, maar deur sy liefde. Mag dalk lyk of hierdie wêreld nog deur wolwe regeer word, maar op die einde van die dag weet ons, die lam is op die troon. Daar is nog 'n klomp vyande wat nog nie hulle knie gebuig het nie. Ons verstaan hierdie omdat ons besef, die lam is geklee met eer en heerlikheid. Dis hy wat op die troon sit, dit is sy woord wat waarheid is. Dis die gewig in my en jou lewe. En die tweede waarheid is ek en jy moet ontdek wat nuwe skepping is. Want as ons nie dit verstaan en leef ons vir 'n eendag verwysing in plaas dat ons nou begin leef. En Paulus bring hulle in daai spasie in om iets te sê dat God is besig om iets nuuts te maak. En kyk gou wat sê hy, want God wat gesê het, laat daar uit die duisternis lig skyn. Dit is hy wat in ons harte geskyn het om ons te verlig. Met wat? Met die kennis van die heerlikheid. Ons het laas jaar soveel tyd spandeer aan die komponent van heerlikheid. 2 gedeeltes, Hebreëus, kabot, die gewig van God se woord. Grieks, doxa, die opinie, maar omdat dit God is dit nie net 'n opinie soos mense opinie, dis waarheid. En hy sê, hy het ons kom verlig met wat? Met die kennis, met die kabot, met die gewig van God nou in my en jou lewe. Nou sê hy, maar hierdie, hoor gehou, hierdie sien ons in die aangesig van Jesus Christus. Nou ek gaan 'n stelling maak vir oggend dalk wat nou jou moontlik gaan omkrap. Maar wag net ek net die stelling klaar maak voordat jy nou omgekrap is. Ek dink ons lees baie keer die Bybel om reg en verkeerd te verstaan. En dan sê ons hierdie is die woord van God. Nou kan ek vir jou sê hierdie is nie die woord van God nie. Ek wil dit weer vir jou sê. Ek wil weer vir jou sê hierdie is nie die woord van God nie. Maar hierdie is die ontdekking van die woord van God. Dit is waarin ek en jy ontdek, hierdie woord wat God aan Abraham gegee het en gesê het, deur jou nageslag Abraham, deur jou saad sal hierdie wêreld geseën word. Johannes kom en hy sê die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ek en jy ontdek oor hierdie woord, ons lees van hom, ons kyk in sy gesig om wat te kan ontdek, om die opinie van God te verstaan, om die gewig van God in my en jou lewe te verstaan. Die probleem is, mense lees die Bybel om te ontdek wat reg en verkeerd is en nie Jesus nie. En dan maak ons stelling soos, ons sal in Openbaring kom, dan gaan ons na die einde van Openbaring toe. Ek weet nie wanneer laas het jy dit gelees en dan sê hy, niemand mag hiervan, nou dink hulle dis die hele Bybel, niemand mag, nee luister, niemand mag van die woord wegneem en bysit nie. Wie's dit? Hy is koning. Hy is heerser. Hy is God. Hy het mens geword en onder ons kom. Hy het vir my en jou kom demonstreer wie ons is. Hy het ons kom nuut maak, hy het ons kom wederbaar, ons is die nuwe mensdom, die nuwe familie, ons is sy liggaam. En daarom leer hy ons om nie meer soos wolwe te leef nie, maar soos wat? Lammers. Maar jy kan dit net in die gesig van Jesus Christus vind. Dis wanneer ons na Jesus kyk, wanneer ons die Vader ontdek. Hy sê, as jy my gesien het, het jy die Vader gesien. Jy sien, wanneer ons na Jesus kyk, ontdek ons die waarheid. Hy is die weg. Hy is die waarheid. Hy is die lewe. Jy kan nie hierdie goed ontdek as jy nie in hom kyk nie. En dis juist wat Paulus kom doen in 2 Korintiërs 3 vers 18, wat hy sê, elkeen wat hom draai na wie toe? Na Jesus toe, word die sluier van sy gesig afgehaal, sodat hy kan insien.
Wat insien? Wie hy is. En hoe ek en jy deel van dit is, die feit dat ons nie wolwe is in hierdie wêreld nie, die feit dat ons lammers is in hierdie wêreld, soos lammers is, wat ingestuur, ons het 'n ander kultuur. En die derde waarheid wat hy ons nou toe vat, is nie net dat hy die lam is wat oorwin is nie net dat nuwe skepping begin het in my en jou nie, maar die feit is dat daar 'n waarheid is oor die Heilige Gees. Dat ek en jy hierdie waarheid moet verstaan, want op die einde van die dag moet ons hierdie neem as die manier hoe God dit wil doen. En daarom kom Paulus en hy skryf vir Korintiërs. En hy eindig hierdie brief met die volgende. En jy het dit dalk al gehoor baie keer waar pastore of dominees dit uitspreek, maar eintlik nog nooit verstaan waar dit gaan nie. Hy sê die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle. Kan ek gou vir jou sê hierdie is 'n met julle ding. Jy sien ek en jy kan nie die gesig van Christus regtig sien alleen nie, maar saam. 2 Korintiërs 3 vers 18 sê hy, soos wat ons die heerlikheid van God aanskou, word ons getransformeer van heerlikheid tot heerlikheid, soos die Gees dit in ons, soos hierdie gemeenskap, hierdie koinonia gemeenskap, wat ek en jy saam is, want hier is die ding, want weet jy wat, op jou eie, wat gaan jy leer oor die wat Jesus is, as ek nie deel is van die liggaam nie? Hoe gaan ek verstaan wat dit is om bietjie met moeilike mense te doen te kry? Hoe gaan ek verstaan om nie wolf te wees nie, maar lammer? Hoe gaan ek hierdie gesindheid ontdek en hierdie ingesteldheid ontdek? En ek besef in my eie lewe, luister gou, iets baie belangriks, wanneer ek in Jesus se oë kyk, sy gesig kyk, dan sien ek die genade van God. Hoe weet ek dit? Want ek sou nie hier gestaan het as dit nie vir dit was nie. I wasn't the first choice of man. Ek was die ou wat laaste gekies was. Jy weet daai oomblikke waar jy op die sportveld was tussen pauses en dan die spanne opgemaak. Ons gaan nou 7's rugby speel. Dan kies hulle. Hulle het my laaste gekies. I knew I was the last choice. Because that's what the world told me. But God decided differently. Want oor sy genade het hy kom sê, jy's my keuse. I choose you. Want ons iets wat ek ontdek het toe ek in sy gesig kyk oor die Vader se liefde. Om te sê, Abrie, weet jy wat, ek het nooit enige iemand in posisie geplaas. Ek het julle almal gekies as my kinders. En julle almal verwek deur hom, my seun. Dat ek hierdie kon ontdek toe ek in sy gesig vaskyk, nie in die woord, nie in hierdie Bybel wat mense my geleer het, lees dit sodat jy weet wat reg en verkeerd, nee, toe ek het ontdek, dat ek hierdie Bybel lees en ek besef wie hy is, dat ek in sy gesig vaskyk en ek besef, Here, jy het my so lief dat jy vir my gesterf het, maar vir almal anders, in hierdie oomblik kon ek die liefde van God verstaan, en hy sê, weet jy wat, en nou het ek jou saamgesit in koinonia gemeenskap, wat julle van mekaar kan leer. Paulus in Efesiërs skryf iets, en ek het nie hierdie voorberei nie, ek noem het, dalk moet hy dit hoor volgende. Hy skryf van Efese iets besonders. Hy sê, as daar een ding is waarvoor jy kan staan, is dit vir die liggaam. As ek en jy dit ontdek, om te besef, hierdie is die grootste geskenk wat God vir my en jou gegee het, buiten ewige lewe,
dat hy ons deel gemaak het van die familie, dan gee ons lewe. Want hoe kan ek anders? Want dit is 'n saamlooppad. Dis 'n pad waar ons mekaar herinner dat die Lam regeer. Ons herinner mekaar dat ons die nuwe skepping is. Dit het by ons begin. Ons is hierdie beeld, dit wat God kom regmaak het. En hier is die ding is, die Gees werk in ons. Hy is besig om ons te vorm. Ons is nog op pad. Ons is op pad saam met Christus. Hy het ons hand kom vat. Maar hier is die ding, in hierdie wêreld gaan ons die wolwe teekom. Maar kan ek jou gou net die vraag vra, waar voel jy die wolwe wen? Is dit in jou werk? Ook in jou familie? Is dalk in jou eie hart? Jy sien, ons word herinner dat die Lam reeds oorwin het. That's where we start. Ek en jy, ons is meer as oorwinnaars. Nog voordat ons enige iets oorwin het. Want die Lam het reeds oorwin. Jy sien, ek en jy is deel van daardie nuwe skepping. Ek en jy is saam deel van waarmee die Gees besig is. God wat in my en jou werk. En daarom is die vraag nie, gaan God hierdie wêreld verander nie, gaan hy my situasie verander nie, gaan hy my familie verander nie, gaan hy my werksplek verander nie, maar eerder is die vraag, luister, is jy bereid om saam met hom op hierdie pad te stap? Hierdie pad van ontdekking, hierdie pad van ontwikkeling, want 2 Korintiërs 13:13 is eintlik die blou druk van wat God besig is in my en jou, om dit in ons te vermag, dat my oë gefestig is op hom, want hier is die ding, soms kyk ons na die wêreld, en ons dink, nee, maar hy het nie oorwin nie, ons kyk na ons omstandighede, en ons dink, nee, maar die koning is nie op die troon nie, maar hy herinner ons, wat sien jy? Want hierdie is die 3 waarhede. Die Lam regeer. En hy doen dit deur liefde. Hy het homself opgeoffer, sodat ek en jy kan lewe ontdek. En ek en jy is deel van hierdie nuwe skepping. En die Gees vorm my. Waar het jy weer nodig om te ontdek? En dit is waar hierdie reis begin. Nie maar dit te probeer nie. Maar om te sien. Te sien dat die Lam oorwin het. Hy is gekroon met eer en heerlikheid. Help die Hebreërs skrywer ons. Hy is die een wat op die troon sit. Hy regeer. God is besig om alles nuut te maak en hy het met ons begin, maar hier is die realiteit. As ons dit nie vasgryp nie, wat is die beeld vir die wêreld? As ons nog as wolwe in hierdie wêreld onsself bevind in plaas van lammers, as ons nie openbaar dat ons hierdie Jesus Christus, die Lam wat heers, ontdek het nie, dat die sluier van ons oë afgelig is nie, en dat ons nou besig is, dat die Gees ons vorm, dit beteken ek word die heeltyd getransformeer, van heerlikheid tot heerlikheid. Vandag ontdek ek iets niets van hom, vandag ontdek ek iets niets van die familie, vandag ontdek ek iets niets, sodat dit kan verander in my, sodat wat kan geword, ek en jy die liefde kan word, wie God is. Dis die inwording. Dis die hande vat, dis die, kom ons stap saam.
Kom ons laat toe dat die Gees ons vorm. Kom ons laat toe dat die harte wat in ons is verander na die harte vir hierdie wêreld. Ek kan onthou nog as 'n jong man wat groot geword het, waar die liefde in my was en iets het gebeur dat my hart verhard en ek sê dit dalk vanoggend want iets het dalk met jou gebeur. Iets het op daardie oomblik met jou plaasgevind wat jou hart geword het tot mense. En as toe ek in sy gesig kyk, en dan my kliphart vat, en het huil. En het huil vir sy hart. Toe begin dit breek in my, wat vir hom breek. Toe begin ek sien, maar die mens was die plan. Jy is die plan. Ons is die plan. Maar toe hy dit doen, toe kon ek myself aanvaar. Ek hoef nie hierdie tawwe ou te gewees het nie. Ek kan maar huil, ek kan maar emosioneel wees, ek kan maar beleef, ek kan aanvaar dat ek nie die beste is in hierdie wêreld nie. Ek kan okay wees met die feit dat daar ander mense baie beter as ek is en dat ek nie die eerste keuse is vir die mens nie. Maar in sy aangesig sien hy my alleen dit wat hy vir my gegee het en hy kom lig my op en hy kom sê, kom ek vat jou, Abri. Jy wat hulle nie wou kies nie, ek vat jou en ek sit jou saam met hulle. Jy wat ontdek het wat dit was om gebroken te wees, kom ek maak jou heel. Kom ek verander jou hart, Abri. En ek sit jou saam met hulle en jy help hulle. Hulle wat jou nie eers gekies het nie, kom ek sit jou tussen hulle. En jy help hulle om my hart te verstaan. Dis wat God mee besig is. Ek dank die Here dat ek dit ontdek het, maar dit is op 52. Kan ons die jonger generasie help, dat hulle dit vroeër ontdek? Kan jy jou buurman help om dit te ontdek en jou vriende, jou broer of jou suster, jou man of jou vrou, jou kinders. Want saam word ons sy liefde vir hierdie wêreld. Ek wil volgende saam met jou bid. Dalk is hierdie nog nie 'n realiteit vir jou nie. Dalk hak jy nog vas by die woorde van mense. Dalk was dit uit jou ouerhuis of uit die skool, waar ook al. Maar die Here wil vanoggend die klappe van jou oë kom uithaal of afhaal, sodat jy kan sien wie hy is. Sodat jy kan ontdek wie jy is. Ek weet nie, mense praat altyd van revival. God revived us through his son. Jy was dood, maar nou lewe jy. That's revival. It's when people understand who they are in Christ and what they are part of, so that they can live it out and give glory to him in every aspect of our lives. So dat wat ons doen, ons erken, man. Ek was getrap, ek was stikkend geslaan, ek was dit, maar ek is nie meer nie. Ek is nou 'n kind van God. Ek is deel van sy liggaam. En hy is
busy with us, forming us to be His face. So that when people look at us, wanneer hulle na ons kyk, hulle ons sien. Kan ek jou vra om saam met my te staan? En ek gaan jou vra nou om iets te doen, en as jy ongemaklik is, jy hoef dit nie te doen nie. Maar kan ek jou vra dat ons hande vat in die rye? Kan ek jou vra net om na die persoon langs jou te kyk? Kyk net na die persoon langs jou, net vir 'n oomblik. Dis wie God vir ons gegee het. Ons is vir mekaar gegee. And may this be the start of becoming. Dat ons hier sal instap en mekaar herken. Soos mekaar daar in die Spar kry of in Checkers of in Woolworths of waar ook al jy jouself bevind, dat ons mekaar kan herken. Sê, hoe gaan dit met jou? Stap jy nog die pad? Hoe lank laas gesien, hoe gaan dit met jou? Wat gaan aan in jou lewe? Wat is nuut in jou lewe? Mag ons dit word wat God ons bestem het om te wees. Mag ons die liefde word. Omdat ons mekaar raak sien, dit begin hier. Net vir 'n oomblik, maak jou oë toe. Kan jy hom sien? Want hy sien jou. En hy sien nog die plek waar jy sukkel. Hy sien nog daai hartseer wat jy het. Nog 'n hart wat oorgeloop is. Hy sien dit. Maar hy het gekom vir dit. Sodat ek en jy genesing kan ontvang, en ek wil volgend vir jou bid. Dat jy genesing kan ontvang op daardie plekke. Here, jy ken elke hart hier volgend. Jy ken elke gebrokenheid hier. Gees van God. Here, kom. Heilige Gees, kom doen jou werk. Jy is die een wat genesing bring. Wat waarheid in ons lewe bring. Wat ons herinner aan die koning van alle konings. Soos dit ons hande vashou, Here. Gees, mag jy deur ons vloei. En ons versterk. En ons koppe oplig, dat ons die koning kan sien. Nie net op afstand nie, maar hier in ons geleedere, hier tussen ons, dat ons mekaar kan sien. Ek eer U volgende. Dankie dat U teenwoordig is. Dankie dat U nou genesing bring, herstel bring, bevryding bring, verlossing bring, nuwe skepping bring. In Jesus se naam.